Goeiedag almal, ek is Manny van Bloemfontein. Dit is vandag Woensdag, die 15de Julie 2026. Ons doen die nuus in kollig en ons hoofopskrif vir vandag sê rugby toetskaartjies te duur volgens ondersteuners. Nog berigte, Elsies Rivier weermaglid se optrede veroorsaak opslaa. Geen lid is verhewe bo die wet nie. Talle selfone is by die rugby toets op loftes gesteel. Wallis se afrigter is bekommerd oor beskikbaarheid van sy sleutelspelers. Tour de France, Diendeskov, Pogacar wen. Louis Oosthuizen onttrek hom van Britse ope golftoernooi. Springbok rugby ondersteuners kla al weke lank dat kaartjies vir toetswedstryde te duur geword het, wat volgens baie mense uit die stadions hou. Die swak kaartjieverkope vir sommige tuiswedstryde het die debat verder aangevuur. Suid-Afrikaanse rugby president Mark Alexander sê die organisasie neem die kritiek ernstig op en erken dat sekere pryskategorieë hersien sal word. Hy beklemtoon egter dat SA Rugby 'n balans moet vind tussen bekostigbare kaartjies en die finansiële volhoubaarheid van hierdie sport, veral nadat die Unie in 2025 'n finansiële verlies gelei het. Volgens SA Rugby sal die huidige kaartjiestruktuur na die 2026 toetsseisoen volledig geëvalueer word. Die doel is om rugby meer toeganklik vir ondersteuners te maak, sonder om die sport se finansiële toekoms in gevaar te stel. Minister Guyton McKenzie se bywoning van die 2026 sokker wêreldbeker het groot kritiek uitgelok. Volgens berigte het sy besoek by die belastingbetalers sowat 31 miljoen rand gekos. Baie Suid-Afrikaners sê dis te veel geld om aan 'n buitelandse reis te bestee, veral terwyl die land met hoë werkloosheid, misdaad en swak dienslewering sukkel. Mense vra nou of die geld nie eerder gebruik kon word om gemeenskappe te help nie. Daar word ook gevra dat die regering presies moet verduidelik hoe die geld bestee is en waarvoor elke uitgawe was. Oppositiepartye wil hê die uitgawes moet volledig bekend gemaak word, sodat belastingbetalers kan sien hoe hulle geld gebruik word. Die regering het ook verdere verduidelikings oor die beweerde kostes van die besoek gegee. Minister van Openbare Werk en Infrastruktuur, Dean McPherson, het die terrein van die ineengestorte muur by die NASA die Baptiste Schembeck Kerk in Inanda besoek en met die kerk se ouderlinge vergader. Tydens die ontmoeting het hy sy simpatie met die beseerdes uitgespreek en die kerk verseker dat die regering saam met hulle sal werk om die oorsaak van die voorval vas te stel. McPherson het aangekondig dat die Raad vir die Bouomgewing 'n verdere ondersoek na die muur se ineenstorting sal doen voordat enige bouwerk hervat sal word. Sy departement saam met die kerk wil werk om boustandaarde en veiligheidspraktyke hier te verbeter. Strenger maatreëls nodig is om toekomstige bouineenstortings in Suid-Afrika te voorkom. Hy het ook die beseerdes in die hospitaal gaan besoek en hulle sterkte toegewens. Die muur het maandag tydens 'n kerkbyeenkoms ineengestort. 12 mense is beseer, waarvan 4 steeds in die hospitaal behandel word. Volgens die minister is die presiese oorsaak van die ineenstorting nog nie vasgestel nie en die ondersoeke duur voort. Talle rugby ondersteuners het Saterdag tydens die Springbokke se toets teen Skotland by Loftus Versveld in Pretoria slagoffers van selfoondiefstal geword. Volgens die Old East Safety Forum het misdadigers hierdie groot skare benut om selfone te steel, waarna 'n gesamentlike operasie van veiligheidsbeamptes en wetstoepassers van Stapel gestuur is. Verskeie verdagtes is tydens die operasie aangekeer en owerhede ondersoek hierdie voorvalle verder. Toeskouers word aangeraai om by groot sportgeleenthede waaksaam te wees en waardevolle besittings uit die oog te hou en verdagte optrede onmiddellik aan sekuriteitspersoneel te rapporteer. 'n Video wat wyd op sosiale media versprei word, wys na bewering hoe lid van die Suid-Afrikaanse Nasionale Weermag, die SANW, 'n vrou tydens operasie Prosper in Elsies Rivier in Kaapstad skop en slaan. Die voorval het groot openbare verontwaardiging uitgelok en vrae laat ontstaan oor die optrede van veiligheidsmagte tydens misdaadbekampingsoperasies. Volgens die SAPD het die voorval plaasgevind nadat 'n inwoner na bewering probeer het om 'n klip na polisielede te gooi en na die inhegtenisneming van 'n dwelmverdagte. Tydens die operasie is 338 pakkies kokain, 59 mandrugstablette en so R2000 kontant op beslag gelê. Die voorval het die debat laat opvlam oor hoe veiligheidsmagte misdaad moet bekamp, hoewel baie gemeenskappe die weermag se ondersteuning in gebiede met ernstige bendegeweld verwelkom, beklemtoon kenners en gemeenskapsleiers dat wetstoepassing altyd binne die raamwerk van die wet en met respek vir menseregte moet plaasvind. Die geweld in die Wes-Kaapse taxibedryf duur voort nadat nog 3 Kata taksies Saterdag aand by die Nyanga taxistaanplek aan die brand gesteek is. Volgens die polisie het beamptes omstreeks 22:30
op die brand afgekom nadat hulle deur die stad Kaapstad se Cyclops toesigstelsel en kennis gestel is. 'n Saak van kwaadwillige saakbeskadiging is geopen en die oorsaak van die brand word nou ondersoek. Die Cape Alligator Taxi Association of CATA het gesê hulle wag op die uitslag van die polisieondersoek voordat hulle kommentaar sal lewer. Hierdie 3 voertuie was glo op die Nyanga Bellville roete werksaam gewees. Die jongste voorval volg slegs maande nadat 9 taksies by dieselfde taksiestaanplek afgebrand het, wat tot groot ontwrigting van openbare vervoer gelei. Die Wêreldgesondheidsorganisasie, die WHO, waarsku dat die Ebola-uitbreking in die ooste van die Demokratiese Republiek, die Kongo, moontlik 2 tot 4 keer groter kan wees as die amptelike syfers aandui. Volgens die WHO word sowaar 80% van nuwe gevalle nie uit bestaande kontakopsporingslyste geïdentifiseer nie, wat daarop dui dat die virus in baie gemeenskappe ongemerk versprei. In die jongste amptelike syfers toon meer as 1900 bevestigde gevalle en meer as 700 sterftes. Die uitbraak word veroorsaak deur die Bundibugyo-stam van Ebola, waarvoor daar tans geen goedgekeurde enstowwe bestaan nie. Die gesondheidsowerhede het reeds kliniese toetse met eksperimentele behandeling begin en in 'n poging om hierdie verspreiding te kan beperk. Die WHO sê die reaksie word verder bemoeilik deur die onvoldoende befondsing, gewapende konflik, gemeenskapswantroue en probleme met kontakopsporing. Die organisasie doen 'n beroep op die internasionale gemeenskap om dringend meer finansiële en logistieke steun te verleen om die uitbreking onder beheer te kan bring. Die mededingingskommissie het aanbeveel dat die mededingingstribunaal die voorgeskrewe oorname van SAF Air Holdings, die moedermaatskappy van FlySAF Air, deur Head of Aviation goedkeur. Dis egter slegs die eerste regulatoriese goedkeuring, aangesien die mededingingstribunaal nog die finale besluit moet neem. Die goedkeuring is onderhewig aan streng voorwaardes omdat Heath ook in belang van Nigeria internasionale lughawe het. Die party moet verseker dat daar geen onbillike uitruil van sensitiewe inligting plaasvind nie wanneer dit by lughawe of lugrederydienste kom nie. Die voorgestelde transaksie sal FlySAF Air ook help om aan Suid-Afrika se plaaslike eienaarskap vereistes vir lugrederye te voldoen. Die mededingingstribunaal sal nou die saak aanhoor voordat die oorname finaal afgehandel kan word. Wallis se hoofafrigter, Steve Tanny, het erken dat hy bekommerd is oor die beskikbaarheid van 'n paar sleutelspelers vir Saterdag se toets teen die Springbokke in Durban. Die grootste kommer is ook kaptein en haker Davy Lake wat 'n liesbesering opgedoen het tydens Wallis se nederlaag teen Argentinië. Die losvoorspeler Dane Plumtree is ook in 'n twyfelgeval nadat hy hou opgedoen het. As voorsorg het Wallis die haker Elliot D en slot Freddie Thomas by die groep ingeroep terwyl die mediese span die beseerde spelers se herstel gaan monitor. Danny het gesê hy hoop albei spelers sal betyds herstel, maar 'n finale besluit oor hulle beskikbaarheid sal eers geneem word voordat die wedstrydsspan aangekondig word. Intussen berei Wallis voor vir 'n taai uitdaging teen 'n Springbokspan wat weer oor groot diepte beskik en tuis as gunstelinge vir hierdie toets beskou word. Die voormalige Britse Ope kampioen Louis Oosthuizen het hom aan vanjaar se Britse Ope by Royal Birkdale onttrek weens 'n rugbesering. Die 43-jarige Suid-Afrikaner wat die toernooi in 2010 by St Andrews gewen het op sosiale media bevestig dat hy ook volgende week sy LIV Golf UK toernooi sal misloop om op sy herstel te fokus. Hy het gesê dis teleurstellend om 2 van sy gunsteling toernooie mis te loop, maar dat sy gesondheid nou sy eerste prioriteit is. Oosthuizen se plek in die Britse Ope sal ingeneem word deur die mede-Suid-Afrikaner Aldrich Potgieter, wat as eerste reservespeler tot die veld toegelaat is. Die Sloveense fietsryer Tadej Pogačar het sy status as die wêreld se voorste renjaer verder bevestig deur die 10de skop van die 2026 Tour de France op indrukwekkende wyse te wen. Die UAE-team Emirates kaptein het op die laaste groot klim van die dag aangeval en sy mededingers eenvoudig afgery om alleen oor die wenstreep in DeLorean te ry. Die skop van 166 km wat op Frankryk se nasionale vakansiedag, Bastille-dag, verlede is, het verskeie uitdagende klimrenne ingesluit. Pogačar het sy aanval sowat 8 km voor die eindstreep geloods en vinnige gaping op die res van die voorste groep gemaak. Niemand kon sy tempo ewenaar nie en hy het uiteindelik met ongeveer 32 sekondes voor Remco Evenepoel klaargemaak, terwyl die jong Fransman Paul Sias derde geëindig het. Pogačar se grootste teenstander, Jonas Vingegaard, kon nie sy versnelling aanklou nie en het verder die tyd verloor. Na 10 skofte geniet Pogačar nou 'n voorsprong van 3 minute en 36 sekondes in die algehele punteleer, wat hom 'n uitstaande posisie plaas om sy derde agtereenvolgende Tour de France titel te kan wen. Spanje het sy plek in die 2026 FIFA Sokkerwêreldbeker eindstryd bespreek nadat hulle Frankryk met 2-0 in die eerste halfeindstryd in Arlington, Texas verslaan het. Die Spanjaarde het van die begin af die pas aangegee met uitstekende balbesit. Michael Oyarzabal het Spanje in die 22ste minuut van die strafgoal aangeteken nadat die jongster Lamine Yamal binne die strafgebied platgetrek is. Frankryk
het egter probeer terugveg, maar kon min doelgeleenthede skep teen 'n goed georganiseerde Spaanse verdediging. In die 58ste minuut het Pedro Porro die voorsprong verdubbel, nadat hy netjies 'n 2-1 beweging met Dani Olmo afgerond het. Spanje daarna die wedstryd professioneel bestuur en Frankryk se gevaarlike aanvallers, onder andere Kylian Mbappé, grootliks stilgehou. Met die oorwinning drang Spanje vir die eerste keer sedert 2010 deur na wêreldbeker eindstryd en sal hulle Sondag teen die wenner van die tweede half eindstryd tussen Engeland en Argentinië te staan kom. Frankryk sal nou in die wedstryd om die derde plek moet speel. Die Springbok afrigter Rassie Erasmus sê sy span is goed voorbereid en gereed vir Saterdag se toets teen Wallis in Durban. Volgens Erasmus het die spelers die afgelope week hard gewerk om die foute uit die oorwinning oor Skotland reg te stel en hy is tevrede met die intensiteit en fokus tydens hulle oefeninge. Erasmus het beklemtoon dat die span nie Wallis gaan onderskat nie, al beleef die besoekers tans 'n moeilike tyd. Hy glo Wallis beskik steeds oor ervare internasionale spelers wat enige span kan straf indien hulle die geleentheid sou kry. Daarom verwag hy 'n fisieke en mededingende wedstryd. Die bokafrigter het ook weer sy vertroue in Suid-Afrika se diepte gewys deur 4 spelers hulle toetsdebuut te gee. Vleuel Jaco Williams, loskakel Wuso Moyo, slot Ruben van Heerden en stit Carlos Sari kry almal die geleentheid om hulle eerste toets vir die Springbokke te kan speel. Erasmus sê die span is 'n goeie mengsel van ervaring en jong talent en dat die doel is om die spelersgroep verder uit te brei met die oog op die 2027 Rugby Wêreldbeker. Hy het verder gesê dat die Springbokke hulle eie standaarde wil handhaaf en voortdurend wil verbeter, ongeag wie die teenstander is. Advertensie van Netwerk 24, tekening en kry verskeie tydskrifte en koerante. Advertensie van Bloemkeel vir jou. Jy kan vir Dian of Susan by 082-390-339 kontak. Hulle sê jou voertuigregistrasie namens jou behartig. Ons weerberg vir die streek lyk so: Messina 1028, Polokwane 821, Lephalale 924, Mbombela 824, Mahikeng 820, Pretoria 820, Johannesburg 718, Ermelo 518, Galagari 1224, Gaborone 922, Richards Bay 1627, Pietermaritzburg 1024, Durban 1523, Port St Johns 1626, Pongola 1427, Maputo 1628, Bethlehem 316, Bloemfontein 420, Alawal Noord 417, Welkom 520, Vryburg 821, Kimberley 921, Appington 924, Prieska 1023, Springbok 819, Karasburg 1022, Keetmanshoop 1123, Mariental 1025, Alexander Bay 1220, Brandvlei 1021, Loederits Bay 1320, Vredendal 1223, Kaapstad 1522, Sutherland 216, George 1222, Jeffreys Bay 1422, Geberra 1422, Graaff-Reinet 822, Kaaphoogalaas 1320, De Aar 520, Molteno 115, Beaufort Wes 822, Oos-London 1323, Mabelane 1629. Ons verkorte weerberig vir vandag: Limpopo provinsie, koud tot koel in die oggend met ryp in plekke, later sal dit sonnig en aangenaam raak. In Mpumalanga, koue begin, daarna gedeeltelik bewolk tot sonnig met koeltoestande. Gauteng, ysige oggend, maar sonnig en koel tot matig warm gedurende die namiddag. Noordwes provinsie, sonnig en droog met 'n koue oggend en aangename middagtemperature. Vrystaat, baie koud in die oggend met ryp in sekere plekke, sonnig en koel deur die nag. KwaZulu-Natal, koel tot koud in die binneland, terwyl die kusgebiede matig en gedeeltelik bewolk sal wees. Die Noord-Kaap provinsie, helder en sonnig, maar baie koud vroeg in die oggend. Die middagtemperature styg aangenaam. Die Oos-Kaap, koud oor die binneland met sonnige toestande, langs die kus koel tot matig. Die Wes-Kaap provinsie, gedeeltelik bewolk in die suidweste met koeltoestande, elders meestal sonnig en matig. Die land vooruitsig, 'n koue wintersoggend oor die grootste deel van Suid-Afrika met sonnige en droë toestande wat vir aangename wintersmiddag sal sorg. Ryp kan vroegoggend in die sentrale en oostelike binneland voorkom. Ons markaanwyser vir die dag: die rand verhandel teen R16.36 teenoor die Amerikaanse dollar. 'n pond kos R21.92. Die euro verhandel teen R18.70. Australiese dollar kos R11.42. 'n yen kos 10 sent. Die prys van platinum is $1,634. Palladium kos $1,305. Die prys van goud per fyn ons is $4,029. Die prys van silwer is $58.33.
Die prys van Brent olie per vat is $84.73. Gedagte vir die dag. Woensdag is dikwels die dag wanneer die werk swaar begin voel, werk hoop op, verantwoordelikhede neem toe en energie raak minder. Dis al vir vandag. Onthou om te like, deel met jou vriende en jou vriendinne en onthou om te subscribe op my kanaal.